Vandag lees ons uit Lukas 17 vers 11 tot 19 vir die van julle wat wil saamblaai. Ek gaan vandag vir julle lees uit die 2020 vertaling en my opskrif sê die genesing van die 10 melaatse mans. Almal daar. Ok, die geblaaiery klink stil. Kom ons lees saam. Op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy 'n sekere dorpie binnegaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitroep: "Jesus, meester, ontferm U tog oor ons." Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: "Gaan wys julleself vir die priester." Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom toe: "Is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Was daar nie onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie?" Toe sê Jesus vir die man: "Staan op en gaan, jou geloof het jou gered." Net tot daar. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Soms gebeur dinge in die lewe. 2 mense sal deur dieselfde situasie gaan en aan die einde kyk hierdie 2 verskillend na die omstandighede, na die situasie wat gebeur het. Aan die een kant is daar altyd iemand wat so 'n bietjie kla, die negatief raak gesien het. Maar aan die ander kant is daar iemand wat met ander oë na die situasie kyk, die mooi daar uithaal. En dis op 'n manier wat hier in hierdie teks aan die gebeur is. Hier's 10 mans, hulle almal gaan deur dieselfde situasie, hulle almal het melaats. Jesus genees hulle, maar net een draai om. Net een besef dit en gaan dank die Here daarvoor. En hierdie het my laat dink aan dankbaarheid. Hoe lyk dankbaarheid binne in ons lewe? Want dankbaarheid is nie net iets wat jy voel as dinge goed gaan nie. Dit is nie net daai mooi dankie aan die einde van 'n gebed nie. Dankbaarheid is 'n ingesteldheid, dis 'n manier van kyk, is 'n manier van leef. Dis 'n ritme waarmee ons moet leef. Dis om na jou lewe te kyk en dit te sien as 'n geskenk en nie 'n reg nie. Nou interessant genoeg, die woord dankbaarheid kom van die Latynse woord gratia af. En dalk klink hierdie woord vir julle bekend, gratia. Dankbaarheid kom van dieselfde stam as genade. Want dankbaarheid is om te sê, wat ek het is nie vanselfsprekend nie, dis genade. En julle weet mos, ek hou daarvan om 'n bietjie navorsing te gaan kyk, statistieke te kry, en ek wonder toe, hoe lyk die statistieke van dankbaarheid? Net so vir interessantheid. En ek kry toe nou nie noodwendig, jy weet, soveel persent mense lewe met dankbaarheid en soveel doen nie, maar wat ek toe interessant vind is dat dankbaarheid beïnvloed jou gesondheid, jou emosies en jou verhoudings. Dit versterk hierdie 3 dinge. Mense wat gereeld dankbaarheid beoefen, slaap beter, stres minder en voel meer vervuld. Maar interessant ook, dankbaarheid verhoog jou dopamien en serotonien, daai goed voel chemikalieë van jou brein. Maar ek dink ek en jy het nie nodig vir navorsing om hierdie vir ons te sê nie. Ek dink ons weet dit. Ek dink ons het dit al beleef in ons lewe. Dankbaarheid maak iets in mens oop. Dit laat jou 'n bietjie ligter loop.
En dit is wat ons op 'n manier hier in vandag se teksgedeelte beleef. 10 mans word gesond, net een draai om dankie te sê, en sy ingesteldheid verander alles. Nou as ons mooi gaan kyk, sien ons eintlik eers die pynlike werklikheid waarin hierdie 10 mans leef. Om 'n laaste te hê, was nie net 'n siekte nie, dit was eintlik maar 'n straf in die lewe. Jy kon nie in die dorp bly nie, jy moes eintlik maar buite die stad bly, afgesonder, weg van jou familie, weg van jou geloofsgemeenskap af, weg van jou drome. Daar was nie iemand wat vir jou 'n handdruk gee, jy het nie 'n drukkie van 'n kind afgekry nie. Jy was onsigbaar, jy was uitgestoot, jy was eintlik maar net afgesny. En daar was selfs hierdie reël dat melaatse mense 100 meter weg moes bly van gesonde mense af. So as mense nader aan hulle sou gekom en dan sou hulle kliphard geskree het, onrein, onrein, laat mense net moet besef, bly weg. En ek dink ons kan dalk so klein bietjie hiervan indink hoe dit moet voel. Ek dink sommer nou net aan lockdown en COVID. Hierdie is nou net so bietjie erger. Maar ek dink ons besef hierdie totale eensaamheid, afgesonderheid. Ons kan dit sommer net vir onsself verbeel. Maar hierdie mense, hulle identiteit was vasgevang in hierdie siekte. Hulle het nie net melaatsheid gehad nie, hulle was melaatsheid. Maar ironies genoeg, die swaar kry van hierdie siekte bring hierdie 10 mans toe bymekaar. Want hier het ons Jode en Samaritane. En ons weet nou al, die Jode en die Samaritane, hulle hou niks van mekaar nie. Maar hulle kry dit reg om nou binne hierdie siekte, val die grense weg. Hulle worry nie meer van watter kant af is jy nie, van waar is jou afkoms nie, watter aksent het jy nie. Hierdie mense se grense verdwyn en hulle is broers te midde van hulle swaar kry. En hulle sien vir Jesus en hulle roep uit, Jesus, Meester, ontferm U oor ons. En ek dink nie hierdie was 'n mooi vraag, Jesus, asseblief sien my raak nie. Ek dink hierdie mans het uit die diepte van hulle menswees geskree, Jesus, sien my raak, ontferm U oor my. En Jesus raak nie aan hulle nie. Hy genees hulle nie eers op daai oomblik nie. Hy sê net vir hulle, gaan wys julle self vir die priester. En in daardie tyd was dit net 'n priester wat vir jou gesê het, jy's rein. So hoor gou mooi wat is hier besig om te gebeur. Jesus raak nie aan hulle nie, hy sê nie hulle is genees nie, maar hy sê vir hulle, gaan wys dat julle rein is by 'n priester. En dit is merkwaardig. Want Jesus sê vir hierdie 10 mans, hierdie bietjie geloof wat jy in jou het, gaan. En die feit dat hulle geloop het, omgedraai het, geloop het na die priester, is gesê dat hulle geloof het, dat hulle genees is. So hulle weet, hulle is genees. Hulle is op pad priester toe, hulle is opgewonde. Jesus sê, vat die bietjie geloof wat jy het. Moenie vra vir nog nie. Begin loop met wat jy het. En hier is waar dit my so 'n bietjie gevang het, want ek dink ons hou daarvan om vir meer te vra. Here, gee vir my meer geloof, gee vir my meer vertroue, gee vir my meer tyd, gee vir my meer krag. Ons dink ons moet eers meer kry voordat ons iets kan doen of iets moet gebeur. Maar wat Jesus sê is, gebruik met wat jy reeds het. Moenie wag vir meer nie. Moenie altyd vra vir meer nie. Gebruik die bietjie wat jy het. En daardie 10 mans draai om en terwyl hulle wegstap, raak hulle skoon. Hulle vlekke is weg, hulle siekte is verdwyn. En as die verhaal eintlik maar net hier kon geëindig het. Maar die storie het nie hier geëindig nie.
Die werklike klimaks van hierdie verhaal is nie dat hierdie 10 mans genees is nie. Die klimaks van hierdie verhaal is daai een wat omgedraai het. Maar vir my, wat my vang in hierdie verhaal is, ons weet daai ander 9 het ook geloof gehad. Ons weet dit, dis hoekom hulle ook genees is. Maar hoekom het hulle nie omgedraai nie? Ek dink daar 2 dinge met hulle gebeur. Ek dink eerstens daai onderskeid het weggeval. Die swaarkry is nou verby, so Jode is nou weer belangriker, Samaritane is uitgeskop. Ek dink dit het 'n rol gespeel. Maar ek dink daar's 'n tweede rede hoekom hierdie 9 nie omgedraai het nie. Ek wonder hulle of hulle nie so opgewonde was om weer terug te kom en deel van die samelewing te wees nie. Weer hulle familie te gaan omhels, om weer 'n handdruk te kry, om weer hulle drome te kan droom. Ek dink die ritme van die lewe het hulle weer meegesleep. En die ritme van ons lewe is soms ook teen 'n hengse spoed. En ek dink ons word ook soms ingetrek deur dinge. Dis Oktober julle, die jaar is op sy rug. Kan julle dit glo? In hierdie tyd van die jaar vang die spoed van die lewe vir baie van ons. Hier's van ons wat moeg is, hier's van ons wat vir lewe en dood vashou tot Kersfees. En oor ons so met hierdie spoed gaan, het ons nie meer tyd om stil te staan nie. Jy kyk nie meer op nie, jy hoor nie meer die voeltjies nie, jy vergeet soms van die bron van jou seëninge, nie omdat ons ondankbaar is nie. Dis net, ons het eenvoudig nie meer tyd om dit raak te sien nie. En ek dink dis op 'n manier wat hier gebeur het met hierdie 9. Hulle het so opgewonde geraak. Hulle is weer deel van die samelewing. Hulle is weer deel van die spoed, die redreis. Hulle kan weer hulle planne maak, hulle drome droom. En so het die spoed net weer opgetel. En ek dink dit gebeur so maklik met ons, want ons bid baie keer vir werk, en dan wanneer ons dit kry, dan het ons skielik nie meer tyd vir die Here nie. Ons bid vir gesondheid, en wanneer ons beter voel, dan vul die lewe weer ons agendas. Ons bid vir 'n deurbraak, en wanneer dit gebeur, gaan ons dan net aan. Maar hier kom hierdie Samaritaan, en hy doen iets wat die ander nie doen nie. Hy breek 'n ritme, hy draai om. Hy staan stil. En dit is presies daar, in hierdie oomblik van stilstaan, wat dankbaarheid gebeur. Dankbaarheid vra van my en van jou 'n ander ritme. God het ons nie gemaak om deur die lewe gejaag te gaan nie. Hy het ons gemaak met die ritme van asemhaal, van Sabbat, van onthou. Nie sodat ons net moet herstel nie, maar sodat ons ook kan onthou wie God is. Ware dankbaarheid is om doelbewus te sê, ek gaan ophou hardloop, ek gaan omdraai. Ek gaan erken dat ek vir Jesus sien. Want dis eers wanneer ons dit doen, dis eers wanneer ons stil staan, wat ons perspektief kry op dankbaarheid. Dan word die klein dingetjies in ons lewe, dan kry dit ewe skielik groot betekenis. Dinge wat geld nie kan koop nie, 'n liefdevolle eggenoot, gesonde kinders, goeie gesondheid. Maar is dinge wat jy eers raak sien, as jou lewe stadiger begin draai, of selfs tot stilstand gaan. 'n Oom kom nydig na my toe en sê, ek moet ophou preek oor die wêreld wat so vinnig draai, of so vinnig gaan. Ek sê, hoekom oom? Hy sê, nee, want nou kan ek dit nie ophou raak sien nie. Ek moet nou die hele tyd vir myself sê, die dominee sê, jy moet nou stil word. Ek dink ons moet op 'n manier begin leer en so van mekaar help om stadiger te gaan. Ek kry sommer hierdie beeld van 'n rondom tafel, ons almal sit en hou vas en dit draai net.
Ons moet mekaar help om af te klim. Dalk eers die wiel te stop en dan af te klim. En ons kan eenvoudig nie toelaat dat die lewe ons so onbeheerd stoot nie. Want dankbaarheid behoort 'n lewensritme te wees waarin ons stil staan, asemhaal, reflekteer en omdraai. Want dit is wat dankbaarheid is. Dankbaarheid vra 'n stadige ritme. Dankbaarheid is nie iets wat voortdurend gestoot word deur nuwe of beter dinge nie, want dit leer ons om te kan sien genoeg is genoeg. Dankbaarheid is 'n ritme waar ons tyd het om die klein dingetjies in die lewe raak te sien, dit te waardeer, om tyd saam met 'n geliefde te spandeer, om koffie te drink, om tyd met jou kinders te spandeer, dalk saam te bid. En weet julle, God het ons geskape met 'n dankbaarheidsritme, 'n lewensritme waarin daar doelbewus stil gestaan word. En God se lewensritme versteur eintlik die wêreld se ritme, want God se ritme klink so, en ek dink julle gaan dit herken. 6 dae werk, 1 dag rus. Dit gaan nou nie oor watter dag en hoe nie, dit gaan oor daardie ritme van rus. Dit is die ritme van dankbaarheid, julle. 'n Ritme wat nie toelaat dat die lewe ons in die ronde spin nie. Dankbaarheid vra dat jy sal afklim, stil staan, en dit is wanneer jy omdraai, wanneer jy stil staan, wat jy vir Jesus sien. Want is eers wanneer ons vir Jesus sien, wat ons kan dankbaar wees. So ek vra vir julle, kom ons word stil en sien vir Jesus in ons lewe. Want ek weet hy is in elkeen van julle besig. Daar kom na Kersfees se diens 'n oom na my toe, en hy sê, 'n oom wat ek baie goed ken, wat ek so verbaas is oor, want ek het gedog, hy is nogal 'n dankbare mens. En hy sê net vir my, vandag het die Here vir my gesê, ek moet meer die Here raak sien in my lewe. Ek top en hou vas aan so baie dinge, maar ek moet weer die Here raak sien in my lewe. En hy kom sê net vir my dankie. Ons moet die Here begin sien in ons lewe. Onthou wat het die navorsing gewys. Ons is gesonder mense as ons dit doen. Daar's genesing in dankbaarheid. Dankbaarheid genees jou onvergenoegdheid. Dit genees jou moegheid, want jy staan stil. Dit genees jou neerslagtigheid, want jy besef wat jy het. Dit genees selfs jou jaloesie, want jy is tevrede met wat jy het. Dankbaarheid laat ons stil staan, laat ons omdraai en laat ons vir Jesus sien. So kom ons verander die lewe ritme. Kom ons verander die ritme in ons eie lewe na 'n ritme van dankbaarheid. Nou ek wil nie vanoggend nie net hieroor preek nie. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie iets oefen. Ek wil 'n oomblik van stilte nou gee. En ek wil hê jy moet in hierdie oomblik alles waarvoor jy moontlik kan dankbaar voor wees, om dit nou vir die Here te gee. As jy hier moet sit en jy moet lysies maak, go for it. Jy doen wat jy voor gemaklik is. Maar ek hou van 'n gebed wat fisies is. So ek wil hê as jy soort van nou dit vir die Here gee, jou lysie, om jou handpalms af te hou, asof jy dit nou in die Here se hand sit. En wanneer jy klaar jou lysie vir die Here gegee het, om vir hom dankie te sê vir alles in jou lewe, wil ek hê jy met jou handpalms vir jou omdraai. As 'n manier van ons wat omdraai, van stil word en sê, Here, ek eer U. Ek eer U vir dit alles in my lewe. Niks van hierdie kan gebeur sonder U nie. OK, het julle dit? Sal julle dit kan doen? OK, en die idee is ook, ek gaan nou nie musiek speel of enigiets nie. Dit gaan nou stil wees,
En dit gaan vir van julle ongemaklik wees. Maar ek vra, kom ons druk deur saam en kom ons oefen hierdie. OK. Kom ons wees dankbaar en ons gee alles vir die Here. Here, hoor vanoggend ons dankbaarheid. Hoor vanoggend ons eer. Wat ons is net genade. En ons eer U daarvoor. Dankie dat my lewe 'n geskenk is. En my gebed is dat ons meer en meer U hand sal raak sien. Amen.